Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal dien tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, Gesang 155, die 4de en die 5de verse van Gesang 155, en die lofsang is Psalm 68, vers 1 en vers 9. Ons sing die wydingslied, Gesang 155, vers 4 en 5 staande, en bly staan tot na die lofsang, Psalm 68, vers 1 en 9. Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
Om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. Luister dan nou na die wet van die Here, soos dit vir ons saamgevat is en opgeteken is in Lukas hoofstuk 10. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Wat lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Die skrif leer ons, daar is nie een wat dit volkome kan doen nie. En daarom, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Ons bely dan nou ons sonde in ootmoed met die sing van Psalm 130, die 2de vers. Aan elkeen wat met opregte berou en in ware geloof sy sonde bely en sy toevlug neem na Jesus Christus as die enigste saligmaker en verlosser, verseker die Here in sy woord, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons bely dan nou ons algemene Christelike geloof. Elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig nou ons geloofsvertroue met die sing van Gesang 12. Ons sing al 3 verse. Amen.
Ons lees uit die woord van die Here, broers en susters, 2 gedeeltes uit die boek Handelinge. Ons lees uit Handelinge hoofstuk 4 van vers 1 tot 31 en dan weer uit Handelinge hoofstuk 5 van vers 25 af. Handelinge hoofstuk 4 en hoofstuk 5. En terwyl ons nou die Bybel oopgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, voor U buig ons in dankbare gebed. Ons weet, Here, dat U oor alle dinge en alle mense heers. Niks gebeur buite U raad en U wil nie. U laat selfs die ongehoorsaamheid in opstand teen U, die haat en laster teen U seun, die vervolging en verdrukking van U kinders en U kerk meewerk tot die goeie. So laat U wyse raad in hierdie bose wêreld ontplooi. Ons begryp nie altyd U weë nie. Soms is dit vir ons moeilik om U te volg. Daarom bid ons dat U ons steeds met vertroue agter U sal laat aanloop. Dat U ons sal laat volhard in liefde en dat U ons sal oortuig dat U ons lei op die regte pad na ons ewige bestemming. Saam met die kerk oor die eeue sien ons daarna uit, dat U die nuwe en die hemel en die nuwe aarde bring. Smeek ons, kom Here Jesus, ja kom gou. En nou bid ons, dat U self ons deur U Heilige Gees gehoorsaam sal hou aan U, in die uitdagende tye waarin ons lewe. Versterk ons ook nou met U woord en rus ons toe om sonder vrees te volhard, dat ons as getuies van Jesus Christus kan lewe in die wêreld en die evangelie met vrymoedige blydskap kan verkondig. Dit bid ons in Sy naam. Amen. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal van die manne wat omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Omdat die man wat genees was by hulle staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toe gelas om buitekant die raad te gaan en met mekaar beraadslaag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kenlike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie.
En hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle terwille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. Nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en alles en die see en alles wat daarin is gemaak het. Wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volk van Israel vergader teen U heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek, deurdat U U hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die naam van U heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. By 'n tweede geleentheid is die apostels gevange geneem. Daar kom een en bring aan hulle, dit is die Sanhedrin, berig en sê, kyk, die manne wat julle in die gevangenis gesit het, staan in die tempel en leer die volk. Daarop gaan die hoofman met die dienaars en bring hulle, maar nie met geweld nie, uit vrees vir die volk dat hulle gestenig sou word. Hulle het hulle dan gebring voor die raad gestel, en die hoofpriester het hulle gevra en gesê, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie, en kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruis te hang. God het hom as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou hulle om die lewe bring. Nadat hulle die apostels ingeroep het hulle laat slaan en hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie en hulle laat gaan. Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. Die gedeelte wat ons gelees het, broers en susters, is eintlik baie duidelik. Baie vroeg in die geskiedenis van die kerk is daar al teenstand teen die verkondiging van die evangelie. Is daar ten spyte daarvan dat die apostels net goeie dade doen, mense genees en roep tot die verlossing in Jesus Christus, opstandigheid daarteen, en is die vraag hoekom? Hoekom sou dit nou so wees, dat daar in die wêreld
teenkanting en weersin is in die evangelie van verlossing. Waarom bly die nasies woed en nietigheid bedink? Dit is nie net in die tyd van die apostels dat dit so was nie. Ons beleef dit ook in ons eie tyd. Die belangrikste debatspunt op die kerklike werf op die oomblik in Suid-Afrika is die pogings van die owerheid om die kerk onder sy beheer te bring. Pogings wat beteken dat daar vir die kerk voorgesê word wat hy mag verkondig, dat die kerke geregistreer moet word, sodat hulle die vryheid kan hê om te verkondig, en as hulle nie onder staatsbeheer is nie, dan word hulle onwettig, en dan kan hulle vervolg word en beboet word en hulle deure gesluit word. En dit is nie vreemd as 'n mens deur die geskiedenis kyk, waarom sulke dinge gebeur nie. Die rede daarvoor is eintlik baie eenvoudig. Jesus Christus is die koning van die konings. En Jesus Christus is te gelykertyd 'n veroordeling en 'n uitdaging vir elke regeerder. 'n Oordeel, omdat daar geen koning soos Jesus is, wat homself gee vir sy volk nie. Geen koning in die geskiedenis wat so opgetree het, dat hy met sy lewe die lewe van sy volk wou waarborg nie. Dis die merkwaardige ding van konings en keisers en presidente en politici. Daar word baie gepraat oor die welwees van ander. Maar as jy agter hulle optrede kyk, dan gaan dit oor hulle self en hulle eie mag en hulle eie bevoordeling en hulle eie planne en hulle eie raad. En so is dit ook in ons land. Die pogings om die kerk tot sweye te bring, is maar net nog 'n poging om die mag van die staat en die ideologie van die politici te bevorder. Dit het niks te maak met die welwees van mense nie. Dit het te maak met magsuitoefening. En dit het ook in hierdie tyd gebeur. Die apostels is nie vervolg omdat hulle goed gedoen het nie, maar omdat hulle 'n uitdaging gestel het aan die Sadduseërs en die Fariseërs. Sadduseërs en die Fariseërs was die politieke leiers. Hulle was die mense wat die mag in hulle hande gehad het. Hulle was die mense wat onderhandel het met die Romeinse owerheid en wat die volk beheer het. En hulle rykdom en hulle status en hulle aansien het daarvan afgehang. Daarom, as 'n mens in die evangelies lees, dan lees 'n mens nie hoe dat hierdie mense probeer het om die lot van die volk te verbeter nie, maar hulle was bereid om Jesus Christus te laat kruisig vir hulle eie voordeel. En wanneer hulle nou die apostels konfronteer en vra, in watter naam doen julle hierdie dinge? Dan kom die apostels en sê, ons doen dit in die naam van Jesus. Doen dit in die naam van die Seun van God. Want hy het gekom en aan hom is die mag gegee om vir mense heil en lewe te bring. Dit lê nie in julle mag nie. Die oomblik as die Sanhedrin, die Joodse raad, dit hoor, dan begin hulle onmiddellik weer hulle eie belang beskerm. En dit gaan dwars deur die geskiedenis so. Maar daar is iets meer daarachter, as net maar die beskerming van eie belange. Die evangelie, wat vir ons leer,
dat ons heil en lewe is nie afhanklik van ons omstandighede nie, maar van ons lewensverhouding met God. Dat ons in die daaglikse omstandighede 'n lewe kan lei sinvol en betekenisvol, 'n vol en ryk lewe as ons aan Jesus Christus behoort. Die staan natuurlik dadelik in stryd met elke soort uitspraak, en dis die uitsprake van politici, dat die omstandighede bepaal hoe ons leef. En daarachter lê die groot kloof tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die wêreld. Koninkryk van God is die koninkryk waar ons burgers is van 'n grootheid wat meer is as hierdie wêreld en hierdie omstandighede. 'n burger van die koninkryk van God, die leef uit die wonder van God se teenwoordigheid. Leef uit die wonder van God se genade. Leef uit die wonder van God se raadsplan. Leef uit die wonder daarvan dat hy in God se hand mag leef. En dit kan net gebeur wanneer hy in die regte verhouding met God gebring is. Dit kan net gebeur deur wedergeboorte, deur geloof. Kan net 'n burger van die koninkryk van God wees wanneer Jesus Christus die koning in jou hart is. En as jy daardie burgerskap het, dan word die burgerskap van die wêreldse koninkryk met eens onbelangrik. Daarteenoor staan die burgerskap van die koninkryk in die wêreld. En die konings van hierdie wêreld, die owerste van hierdie wêreld, so leer die skrif ons, is die bose. Want dit is waar sy koninkryk sy mag kry, dat hy mense oorreed om nie aan God gehoorsaam te wees nie. Dat hy mense oorreed om na die omstandighede om hulle te kyk, en te dink dat die omstandighede en hulle lewensmoontlikhede, en dit wat hulle kan vermag en verwerf, dit sal hulle geluk en lewe bring. Dit gebeur al in die paradys. Wanneer die duiwel by Eva kom, en vir Eva oorreed, om nie haar lewe te plaas in die gehoorsame diens aan God nie, maar te kyk na die omstandighede om hulle. Kyk hoe mooi is daardie vrug, hoe begeerlik om van te eet, en dan sal jy soos God word, en dan sal jou hele lewe verander. In die oomblik as jy jou oë van die Here afhaal, wanneer jy self koning van jou eie lewe word, kan dit nie anders nie, as dat jy in opstand sal wees teen die koninkryk van God. En daarom is hierdie stryd, broers en susters, nie alleen 'n stryd op die groot politieke vlak nie. Dis 'n stryd wat woed op elke terrein van ons samelewing. Trouwens, dis 'n stryd wat woed in ons eie hart. Op elke terrein van ons denke en ons samelewing word ons voortdurend gekonfronteer met die vraag: wat bring vir ons die heil? Ons eie wysheid, ons eie planne, ons eie pogings, ons eie aksies, of dat Jesus die koning van ons lewe is, ons gesinslewe, die opvoeding van ons kinders, die skool gaan van ons leerlinge, die hospitaal waarin ek tuis kom, die werk wat ek doen, my huwelik. Is dit 'n beeld van die koninkryk van God, of is dit 'n beeld van die koninkryk van die wêreld? En hierdie stryd is nie 'n eenvoudige stryd nie.
Die apostels beleef dit aan hulle eie lyf. Natuurlik is hulle nie die eerstes nie. Daar is voorheen al die profete wat doodgemaak is, omdat hulle teen die wêreldse koninkryk volhard het om te verkondig, God is die koning. En die apostels beleef dit aan hulle eie lyf, dat hulle gedreig word, en dat hulle dan ook later geslaan word, en aan die uiteinde, met die uitsondering van die apostel Johannes, almal vermoor word. Hulle mag nie in hierdie naam praat nie. Hulle mag nie teenoor hierdie wêreld die werklikheid van God se koninkryk stel nie. Dan word hulle gedreig en gevang en doodgemaak. En nou is die merkwaardige, dat hulle dit nie alleen maar verdra nie. Hulle sê nie maar net, ons is daar deur nie. Ons lees dat die apostels was bly. Hulle was bly dat hulle vir die naam van Jesus kon ly. Met blydskap. Want hulle lyding is getuienis daarvan, dat hulle aan die koninkryk van God behoort, dat hulle burgers is van die ware koninkryk van die lewe. En soos wat hierdie wêreld hulle koning verwerp het, hulle koning beledig en belaster het, hulle koning laat ly het en uiteindelik doodgemaak het, so doen die wêreld met hulle. So kry hulle 'n aandeel in die werk van Jesus Christus. Dis nie asof hulle een kant ly en Jesus ander kant nie. Dis dieselfde lyding. Dis die stryd en die moeite en die swaar kry om gehoorsaam te wees aan die Here. En dit ag hulle as 'n voorreg. Vir ons is dit dikwels so, broers en susters, dat ons dit as 'n groot las ag wanneer die Here ons tugtig. Ons self saam met sy seun laat ly dat ons gehoorsaamheid kan leer. Maar om in hierdie wêreld vir die geloof op te staan en in die geloof die lyding te ondergaan van gehoorsaamheid is 'n onuitspreeklike groot voorreg. 'n Voorreg, want dit is 'n getuienis daarvan dat die Here my gebruik. Dat die Here hierdie mens in sy swaar kry, in sy lyding, waardig ag om deel te wees van sy koninkryk en sy koninkrykswerk te doen. Dit geld in ons huidige politieke omstandighede. Ons weet hoekom daar so 'n groot geveg is, 'n aanslag is op die kerk, op die Christendom. Dis omdat hierdie wêreld steeds onder beheer lê van die owerste van die donkerte. En hy sy stryd voortsit teen die Here Jesus. En ons is geroep om in hierdie stryd te kom staan. En as dit nou moeilik en swaar gaan, dan is ons dankbaar. Ja, ons is bly dat ons dit mag doen. Daar is 'n derde aspek, broers en susters, wat hier na vore kom. En dit was die vasbeslotenheid van die apostels om nie toe te gee aan die dreigemente en die slae en selfs later die moord nie. Maar om te volhard, om steeds weer te sê, ons moet God meer gehoorsaam wees as die mense. Ons leef in 'n uitdagende tyd, broers en susters. Jy moet nie jouself een oomblik onder die illusie laat dat ons nie op die pad is om voor dieselfde soort uitdagings gestel te word nie. Dis reeds so. In sommige Europese lande
dat daar wetgewing is wat jou verbied om binne 'n bepaalde afstand van 'n aborsiekliniek 'n gebed te doen. En as jy dit sou doen, dan sal jy in die tronk beland. Daar is reeds wetgewing wat mense verbied om op die straat die evangelie te verkondig. En as jy die evangelie hardop op straat verkondig, dan word jy vervolg. Ons moenie dink dat ons daarby sal verbykom nie. Iemand het nou in die week vir my gesê dat in die Verenigde State het hulle nou met hierdie sogenaamde kunsmatige intelligensie grense getrek vir wat haatspraak en onaanvaarbare uitsprake en aanstootlike uitsprake behels. Heel voor was nie uitsprake van die moslems oor die heilige oorlog of oor die rasseuitwissing of dergelike dinge meer nie. Elke uitspraak waar die naam van Jesus genoem is deur die kunsmatige intelligensie aangemerk as aanstootlik, as haatspraak, as spraak wat nie binne die grense val van die vryheid van spraak nie. Selfs die prediking waar Jesus se naam genoem word dan haatspraak. En wanneer dit in ons land gebeur, sal daar van ons gevra word, sal julle meer gehoorsaam wees aan die owerheid en sy tronk, of aan die Here, sodat julle met blydskap saam met hom kan lei. Die laaste aspek wat 'n mens moet raak sien, broers en susters, is dat dit nie gaan om godsdiens nie. Daar is nie wette wat godsdiens aan die bande probeer lê nie. Jy kan 'n voorvadergees dien. Jy kan 'n tokkolosie gaan hê. Jy kan 'n Boeddha hê en 6000 gode. Jy kan Allah aanroep. Jy kan selfs bid tot God die Vader. Dit gee niemand aanstoot nie. Want dit is so generies, so algemeen. Dis godsdiens. Maar die oomblik wanneer jy sê, die naam Jesus Christus is die enigste waardeur jy verlos word, dan val jy buite die perk. As jy mooi gaan lees in hierdie gedeelte, is die vraag elke keer, in wie se naam doen julle dit? In wie se naam doen julle dit? En telkens word daar vir hulle gesê, julle mag nie in die naam van Jesus dit doen nie. Want die naam van Jesus is die evangelie van God. En die stryd is teen hierdie Jesus, wat God gestuur het as verlosser. Teen God se verlossingsplan. Die stryd is nie teen godsdienstigheid of wat ook al nie, want dit gebruik die bose gemaklik in sy eie planne. Maar wanneer jy in Jesus Christus glo, en wanneer jy in hierdie wêreld verkondig, daar is geen ander naam gegee nie, dan maak jy dit eksklusief, uitsluitlik, alleen as jy aan Jesus Christus behoort, deur hom 'n kind van God geword het, is daar vir jou lewe. Kan jy 'n burger van God se koninkryk wees? Sy naam, die geloof in hom, die verbondenheid aan Jesus Christus, stel ons almal eenkant. Dis die naam wat die burgers van God se koninkryk dra. En dis teen hierdie naam van Jesus waar die groot opstand en weerstand kom.
Dis 'n naam wat ons dra met trots. As 'n mens aan jouself dink, broers en susters, waarin dink jy heel eerste? Dink jy dat ek 'n Afrikaner is, dat ek wit is, dat ek 'n Suid-Afrikaner is, dat ek 'n Breitenbach is, dat ek 'n lid is van die AP Kerk? Wat maak dit saak? Maar as jy heel eerste daaraan dink, ek is 'n Christen, verander jou hele wêreld. Ek dra die naam van Jesus. Die naam van Jesus Christus. En omdat ek sy naam dra, daarom is ek burger van sy koninkryk. En as 'n burger van sy koninkryk kan ek dit weet. Hy het dit immers vir ons gesê, sal daar vervolging wees, sal daar moeite wees, sal daar vir ons 'n moeilike pad wees. Omdat ek 'n burger van sy koninkryk is, kan ek nie anders nie as om te staan teenoor die wêreld, want ek is nie meer van hierdie wêreld nie. Ek is van God se koninkryk. En in daardie stryd leef ons. Maar omdat ek sy naam dra, kan ek ook met sekerheid weet dat ek sy gees dra. En dat hy aan my die krag sal gee, solank as ek volhard, solank as ek in gehoorsaamheid bly sê, aan God sal ek meer gehoorsaam wees as aan die mense, dat niks ons van sy liefde kan skei nie. Dat niks ons van hom kan skei nie. Die tye voor ons, broers en susters, vir die geloof, vir die kerk van Christus, vir Christene, lyk donker, as ons na die wêreldse omstandighede kyk. Maar as ons opkyk na die Here Jesus, dan word alles helder lig. Dan kan ons sê, ek kan met blydskap hierdie moeilike stuk pad loop. Kan met dankbaarheid in hierdie geveg ingaan. Ek kan swaar kry, ek kan self sneuwel. Maar ek is die Here se, en omdat ek aan die koninkryk van God behoort, omdat ek sy burger is, daarom wag die ewige lewe en die ewige heerlikheid. In hierdie wêreld mag ek 'n burger wees van die wêreld en die wêreldse. Maar as ek 'n burger is van God se koninkryk, is ek 'n burger van die lewe, die lewende en die ewige. Mag God ons daartoe help dat ons in hierdie tye staande sal bly in gehoorsaamheid, terwyl ons hom volg met dankbare blydskap. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons voor U kan staan en kan weet dat U God is. En dat U in die goddelike mag mense wat uitgelewer is in die dood en die magte van die dood gered het deur U Seun Jesus Christus. Ons dank U dat U ons ook daarvan deel maak en bid Here dat U ons daarvan deel sal hou. Laat U Gees in ons werk, dat ons in hierdie uitdagende tye nie sal skrik voor dreigemente en swaar kry en lyding nie, maar volhardend sal gehoorsaam en U sal volg op die pad waar U ons lei. Dat ons so ook as burgers van U koninkryk in hierdie wêreld getuienis sal gee, dat Jesus waarlik die koning is van die lewe. Ons bid vir die kerk waarvan ons deel is, ons bid vir U kerk oor die hele wêreld. Ons bid Here dat U die dae van lyding en vervolging kort sal maak. En ons bid bo alles dat U ons in U hand sal vashou. Ons naby aan U sal hou. Ons in U voetspore sal laat loop.
dat ons soos Henog met u kan wandel. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 107. Ons sing die eerste en tweede vers van gesang 107. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal wees. Amen. Der wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van u is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig.